God het nie favorites nie. Nou is die vraag, maar Here, hoekom lyk dit en voel dit dan so vir my? Hoekom lyk dit dan in ons wêreld of God gunstelinge het? Hoekom lyk dit en hoekom voel dit vir my dan so, of U my dan nie raak sien nie? So eerstens, Jesus beloof nie 'n maklike lewe nie, in die Bybel nie. Hy het dit nooit beloof nie. Inteendeel, hy sê, tel op jou kruis elke dag. Maar hy beloof hierdie vir ons. En dit is die belangrikste ding wat daar is hy beloof ons die ewige lewe. Het jy al ooit gewonder of God favorites het, of het hy gunstelinge? Het jy al ooit dit gewonder? Want as ons kyk na die Bybel, en ons gaan lees oor Dawid, of Daniel, of Moses, of Abraham, dan lyk dit nogal of God gunstelinge het. Dit is nogal vir my gelyk of Dawid God se gunsteling is. En as jy kyk na Josef, toe hy daaraan bewind van 'n land, hy was die vice president gewees van die sterkste land. In ons konteks was Josef eintlik die FSA se vice president gewees. Dit is die krag wat hy gehad het. Nou dink ek, Here, het U gunstelinge, as ek so lees in die Bybel, Moses het 'n ontmoeting met God op die berg. Het jy al ooit dit gewonder, het God gunstelinge? Het hy favorites? Nou volgende is daar 2 antwoorde. Jy kan sê ja, ek dink hy het. As ek ook so rondom my kyk, ek dink God het favorites. Of jy sal sê nee, hy het almal ewe lief. God het nie gunstelinge nie, hy het almal ewe lief. En hoekom jy dalk ja sal sê, is Here, want hoekom kry hulle waarvoor ek gebid het? Het julle al ooit so gevoel? Jy bid vir iets en iemand anders kry dit. Here, die pakkie moes hiernatoe gekom het, dit is die verkeerde adres gewees, hy is daai kant toe. Of jy sal sê, nee, God het nie favorites nie. En die wat van julle wat sê nee, julle is reg. God se woord sê hy het nie gunstelinge nie. Maar as jy vanoggend nee sê, het jy nog nooit dan gewonder, maar hoekom dan hulle en nie ek nie? Ek wonder of mense so in die Bybel ook gevoel het, Moses mag opgaan, maar ek mag nie opgaan nie. God kies vir Josef, dink jy het goed Josef se boeties gevoel? Ons weet wel hulle gevoel het, hulle het hom in 'n put gegooi, dis hoe kwaad hulle was. Hulle kies vir Josef, maar nie een van die ander nie. Dawid het ook klomp boeties gehad, hulle word nie gekies nie, hy word gekies. Jy het al ooit so gevoel van, Here, hoe kies jy my nie? Hoe kies jy al die ander mense? Maar dit voel, U kies my nie. Jy sien almal raak, maar jy sien my nie raak nie. Hulle het baie geld, Here, hulle het baie geld. Hulle is siek. Ek is siek. Hulle is nie siek nie, hulle is nie eens gelowiges nie. Julle weet hoe kan ons raak? Here, hulle gaan nie eens kerk nie. Hulle glo nie eens nie, hulle is nie eens die kinders nie. Maar ek word siek. Ek verloor my werk. Ons het nie genoeg nie. En ek is die kind. Here, hulle dien U nie eers so lank nie. Of so baie soos ek nie. Ek gaan elke Sondag kerk. En ek doen dit al soveel jare. Hulle hoor U stem, en wanneer hulle bid, word hulle gebede geantwoord. Ek het ook op mense afgekom, en dit voel vir my, wanneer hulle bid, in daai week kan antwoord God hulle. Dit is asof hulle het net hierdie kanaal na God toe. En dink ek, Here, maar wat doen ek dan so verkeerd? Hoekom beantwoord U my nie so vinnig, soos wat U die antwoord vir hulle gee nie? Jy bid maar, iemand anders kry jou gebed. En dit kan byvoorbeeld wees, Here, en dit was in ons geval so gewees, Here, ons soek 'n baba, maar hulle kry 'n baba, en hulle. Ek soek 'n werk, maar daai ou die werk gekry wat ek wou gehad het, en hy het eers gebid vir dit nie. Ek soek gesondheid, maar ek het nou dit al gehoor, hy het gesondheid gekry, en hulle gaan nie eers kerk nie. Hulle is nie eens gelowiges nie. Steek op jou hand as jy al ooit so gevoel het. Wie van julle het al ooit so gevoel? Sien, jy is die enigste een nie, nee. Ek het al so gevoel. Here, U sien hulle raak. Sien jy my raak? Ek is dan nog U kind ook.
sal dit nie lekker wees om net by Jesus te kan sit en net hierdie goed vir hom te kan vra nie. Dink dit gou, dit sal nie veel lekker sê, Here, hoekom kry hulle waarvoor ek bid al vir so lank? Ek vertrou jou al so lank vir die. Net dink dit gou, jy kom by Jesus sit en jy kon net hierdie goed vir hom gevra het. Dink dit gou, wie het op skool met hierdie kwakkies gespeel? Wie onthou dit? Kan julle wie ek dink nie baie jong mense gaan nou hulle hand opsteek. Maar onthou, jy het ons so gevou, daai papiertjie, en dan het jy hom ons nou, dan het jy hom net so gewerk, ja. En wat dink jy gou, as dit net so maklik was, jy kon net gou daai kwakkie gevat het, en dan, Here, hoekom kry ek nie werk nie? En dan kon jy hom, dan werk jy dit, en dan kom jy nou op jou antwoord afgekom het. Dink jy gou, maklik sou dit gewees het. Nou, ek onthou in die laerskool, dan gaan jy nou, dan die goeders nou gevra soos, Here, of nee, kwakkie, moet ek vir Dante uitvra? Nee, ek moet nie. Kwakkie, hou Dante van my. En dan gaan jy nou, en dan maak jy hom oop, en dan moet jy weer gaan, Onthou julle daai, hoe lank het jy met dit gespeel? En dan kan jy ook vra, Kwakkie, moet ek by Arendsnes begin volunteer? Jy hoef dit te vra nie, jy moet. Jy kan maar kom. My titel vanoggend is, het God favorites? Het hy gunstelinge? Het hy favorites? Want wanneer ons gebed nie geantwoord word nie, of dit vat baie lank, dan begin ons agterkom, of ons begin voel, Here, ek dink U hou bietjie meer van hulle, as wat U van my hou. Hulle het miskien bietjie minder sonde, as wat ek het. Kom ons bid saam. Here, ek bid vanoggend, help ons om U stem te hoor, in hierdie preek, en in die worship al, ek bid dat ons, help ons vanoggend, Heilige Gees, om U stem te hoor, wat U vir ons wil sê. Praat met elke mens hierso vanoggend, laat hulle weet, U het hulle lief, en wanneer hulle U soek, sal U hulle antwoord wat in die Bybel staan. Here, ons weet, hier is ons mense wat sit, en voel, U het van hulle vergeet vanoggend. Ek weet, daar is van julle. Here, maar ek vra dat U vanoggend spesiaal met hierdie mense sal praat, en met hulle sal werk, wat voel, Here, het U van my vergeet? Sal U ooit my gebede antwoord? Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. In Romeine 2, 9-11 staan daar, ja, God sal al die mense straf wat verkeerd doen. Hy sal hulle laat swaar kry, en dit sal sleg gaan met hulle almal, eers die Jode, en dan die mense wat nie Jode is nie. En in hierdie konteks, nou kan ons hierdie lees en sê, Here, maar ek sien nie dat die verkeerde mense straf nie. Inteendeel, ek sien dit gaan goed met hulle. Ek sien nie dat dit swaar gaan met hulle nie. En dan wil ek vir jou sê, in hierdie, en ek vra ook God, toe ek hierdie lees, en hy sê vir my, maar hierso is nie 'n tyd gegee wanneer God dit gaan doen nie. En dit is baie keer so met ons gebed. Wanneer jy 'n gebed na God toe stuur, as ek dit so kan stel, is daar nie 'n tydperk aan dit nie. Dit is op God se tyd, en op sy wysheid, of hy dit ooit vir jou gaan doen, of nie, en wanneer hy dit gaan doen. So hierso, God sal besluit, op sy tyd, wanneer gaan hy die verkeerde mense straf, wanneer gaan hulle swaar kry. Maar God sal baie goed wees vir die mense wat goeie dinge doen. Weereens, hy het geen tydperk wanneer dit gaan gebeur nie. Hy sê nie hierso, wanneer jy 'n maand 'n goeie mens is, dan gaan dit gebeur nie. Daar is nie 'n tyd aan die nie. Hulle sal soos konings wees, almal sal hulle respekteer, en God sal vir hulle vrede gee. Eers is vrede, en dan vir die mense wat nie Jode is nie. Ja, God dink nie een mens is belangriker as 'n ander mens nie. Daar gedink het God gunstelinge, gaan ek na die Bybel toe, en God sê, hy het nie gunstelinge nie. So ons weet, dit is waar. God het nie favorites nie. En nou is die vraag, maar Here, hoekom lyk dit en voel dit dan so vir my? Hoekom lyk dit dan in ons wêreld of God gunstelinge het? Hoekom lyk dit en hoekom voel dit vir my dan so, of U my dan nie raak sien nie? So eerstens, Jesus beloof nie 'n maklike lewe nie, in die Bybel nie.
Hy het dit nooit beloof nie. Inteendeel, hy sê, tel op jou kruis elke dag. Maar hy beloof hierdie vir ons. En dit is die belangrikste ding wat daar is hy beloof vir ons die ewige lewe. En vanoggend toe ek gebid het, toe sê ek, ons moet op net 'n bietjie ons perspektief verander, dat daar is iets om voor dankbaar te wees. Daar is iets. Ek weet ons bly in 'n land waar alles gaan en dit is nie smooth sailing hierson nie. Maar daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. En as jy nie iets het nie, gaan ek vanoggend vir jou iets gee. En dit is dat Jesus beloof vir ons 'n ewige lewe. Amen op dit. As jy Openbaring 3-5 sê, as jy oorwin en aanhou glo, dan sal jy ook wit klere kry om aan te trek. Ek sal jou naam nooit uitvee uit die boek van die lewe nie. Dis 'n amazing belofte en dis iets om voor dankbaar te wees. Here, dankie dat my naam in die boek van die lewe is. Ons vat dit so van selfsprekend, maar kan jy dink as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, wat so groot probleem is dit? Sê Here, dankie dat U my gered het. Dankie dat my naam in die boek van die lewe is. Ek weet, U het nog nie al my gebede geantwoord nie, en ek weet, daai persoon het dalk gekry waarvoor ek gebid het, maar een ding kan ek vanoggend sê, my naam is in die boek van die lewe. Sê gou vir die persoon langs jou, my naam is in die boek van die lewe. My naam is in die boek van die lewe. Dit voel net sommer so lekker om dit te sê, Here, dankie, my naam is in die boek van die lewe. En dan voel dit sommer ieweslik, ek kan nog 'n bietjie asemhaal. Dankie Jesus vir dit. God skuld ons niks nie. Vir iets in jou hart vanoggend sê. Met jou gebede wat jy sê, en ek het ook klomp goeders waarvoor ek God vertrou. Ek het in die begin van die jaar toe preek ek, jy moet groot droom, baie. Ek het baie groot drome, en ek vertrou God vir baie groot goeders. Maar ek besef ook, God skuld my ook niks nie. Hy het klaar gegee. Hy het sy grootste geskenk gegee, en dit was sy seun. Hy het klaar gegee. Hy het klaar vir jou die opportunity gegee, die geleentheid gegee, om jou naam in die boek van die lewe te kry. Hy het dit klaar gedoen. Al die ander goeie goed, wat God vir ons bo op hierdie gee, as jy die ewige lewe het vanoggend, jy weet jou naam is in die boek van die lewe. Al die goeie goed bo op dit, jou gesondheid, kinders, kleinkinders, tot jou voertuig wat jy het, jou huis wat jy het, die kos wat jy het, alles is net 'n bonus van God af. God het klaar gedoen. Eintlik hoef God nie nog iets te doen nie. Hy het klaar die werk afgehandel. So alles wat jy vanoggend kry, en wat jy het, is net 'n bonus van God af. God skuld ons niks nie. En ek weet, en ek het al ook in dit geval, is wanneer ek nou voel, ek het nou goeie dade gedoen, ek het so lank kerk gegaan, so baie gebid, ek het gevas in hierdie week, en dan kan ek baie begin voel, Here, maar nou moet U ook vir my gee. Nou moet U ook vir my gee. Is dit nie so nie? Here, ek betaal my 10de, ek vas, ek bid, ek gaan kerk, ek koop tot vir die pastoor biltong al, wat nog meer moet ek doen? Wat nog meer moet ek doen? En dan kom jou gebed nog steeds nie deur nie. En ek vir jou sê, God skuld jou niks nie. Amen op dit. God skuld ons nie iets nie, hy het klaar Jesus gegee, en as jy hom aanvaar, gee hy vir die ewige lewe, en hy skryf jou naam daar binne. Johannes 3:16 tot 18 sê, God is lief vir die mense. Dis kom hy Jesus gestuur het, en dis kom hy vir ons goeie goed gee. Nie wat ons goeie dade doen, dis kom God ons bless nie, hy is lief vir ons, dis kom hy dit vir ons doen. Daarom het hy sy seun gegee, daar is niemand soos die seun nie, daar is niemand soos Jesus nie. Elkeen wat aan hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. God het sy seun na die mense toe gestuur, maar nie om die mense te straf nie. Nee, God het hom gestuur om hulle te red. Julle en ek is so dankbaar, dat Jesus red my elke dag.
Dit voel vir my, ek weet, daar was 'n oomblik wat hy my gered het, en ek het my hart vir hom gegee, en ek weet hy het my naam geskryf, maar dit voel vir my ook, Jesus, dankie dat U my elke dag red. Want ons almal doen elke dag sonde, en ons doen verkeerd. Here, dankie dat U nie opgee op my nie. Dankie dat U nie opgee op my nie. Want ek gee baie keer op myself. En Jesus gee nie op ons nie. Dis iets om voor so dankbaar te wees. Niemand anders is soos die Seun nie. As iemand in die Seun glo, dan straf God hom nie. Maar God straf nou elkeen wat nie in die Seun glo nie. Ons kan bitter en jaloers raak. Baie vandag oor hoe sê hulle op jou neighbor, op die een langs jou. Ja, hulle is nie U kind nie, hulle gaan nie kerk nie. Hoekom gaan dit so goed met hulle? En nie met my nie. Hoekom sien U my nie raak nie? Ek wil ook daai hê. Daar was 'n storie in die Bybel wat ek nou vir julle gaan lees. Ek wil julle net vinnig vertel van dit. Dis die storie van die verlore seun en ek glo julle ken dit baie goed. Maar wat gebeur is, ons 2 seuns by 'n ryk pa. Die een seun sê ek soek my erfdeel nou. Ek weet pa is nog nie dood nie, maar ek soek dit nou. Wat vir my al klaar baie erg is. En hy vat dit en hy gaan partytjie dit uit. Sy hele erfdeel. So erg, hy het so min oor dat hy sit by die varke en dink, miskien moet ek hulle kos begin eet, so honger as ek. En die Bybel sê, hierdie seun kom tot sy sinne en dink, weet jy, ek gaan teruggaan na my pa toe. Hy gaan terug na sy pa toe en sy pa sien hom van ver en hy hardloop na hom toe. Hy sê, bring vir hom skoene, bring vir hom nuwe klere, sit vir hom 'n ring aan. Vat die vetgemaakte kalf en slag hom want my seun is terug. Klink dit amazing? Dit klink amazing, dat daar so 'n pa is, nee. Hier is ons die ander deel van die storie. Die seun wat gebly het, hy het net goeie werke gedoen, hy het sy deel gebring, in ons konteks, ons het gebid, ons het kerk gegaan, ons het gedoen wat ons moet, en die boetie wat goed gedoen het, gaan na die pa toe en sê, maar waar's my vetgemaakte kalf, jy doen nooit so iets vir my nie, en iewers skielik tel ek op, daar's 'n tipe bitterheid en jaloesie in hom, en dis wat met ons gebeur. Ons dink, ons sien baie keer onsself as die verlore seun wat van die varke afkom. Maar ek het myself al aan die ander kant gesien en die ander seun ook. Here, maar hierdie persoon dien U nou eers 'n maand. Ek dien U al my hele lewe lank. Waar's my vetgemaakte kalf? Sien jy hoe bitter en jaloers kan ons vinnig raak? En die pa sê vir hom, maar as alles wat ek nie het joune nie. Sê Jesus vanoggend vir jou, maar het jy nie die ewige lewe nie? Het ek nie alles wat ek besit vir jou gegee nie? Moenie jaloers raak op daai persoon wat my nie dien nie. Is jou naam nie in die boek van die lewe nie? Ek kan nie onthou hoe lank terug dit is nie. Maar so 'n paar jaar terug, ry ek op die N12 en ek stop en dan stop hierdie mooi kar langs my en ek kyk so, ek moet eintlik so opkyk vir hom. Dis 'n groot mooi kar, is net mooi nie. En ek dink, wow, dis nou 'n mooi kar. En ek dink, en die ander gedagte kom ook by my op, Here, hoekom hulle en nie ek nie? En hierdie gedagtes kom by ons almal op. Here, en ek kyk vir hierdie persoon, dankie tog, hulle het nie links gekyk nie, want hulle mag dalk gesien het ek staar vir hulle. En ek dink vir myself, hierdie goed kom op. Here, hoekom hy en nie ek nie? En die Heilige Gees, hy werk met my in daai oomblik. En ek dink ook toe, in daai selfde ding dink ek, Here, is hulle ooit die kind? Ek wonder of bid hierdie mense, gaan hulle ooit kerk? En ek kyk nou vir hierdie persoon, so eintlik oordeel ek daai ou so erg. En die Heilige Gees vra vir my die. Hy sê, as hierdie kar nou om die draai gaan, en hierdie persoon verongeluk dood, en sy naam is nie in die boek van die lewe nie, wie's dan die ryker ene? Jy of hy? Ja, en dit was my 'n harde les wat ek geleer het. Toe besef ek, die ewige lewe maak baie meer saak as hierdie lewe. Baie, baie meer saak. Hy sê vir my, kom hierdie persoon in 'n ongeluk hierso, en hulle sterf, wie's dan die gesonder een? Jy of hy? Wie's dan die ryker ene? Jy of hy? Dit is hoe baie dit saak maak, dat ons naam in die boek van die lewe is.
waarvoor ons God elke dag voor dankie kan sê. Wanneer ons nie krag het nie, wanneer ons nie water het nie, wanneer al potholes is, ons kan nog steeds dankie sê, Here, hierdie is tydelik. En daar wag iets baie beters. As ek volgende ek wil vir jou 'n prentjie skep, net van ewige lewe. As ek vir jou sê, kom werk 'n uur vir my vandag, net 'n uur, maar jy gaan baie swaar kry en jy gaan baie hard werk. Maar na daai uur gee ek vir die hele jaar af, met al jou salaris. Klink dit vir jou soos 'n goeie ooreenkoms? Klink soos 'n baie goeie ooreenkoms. En dit is min of meer hoe ewige lewe is. Dis hoe groot dit is ons is hierdie klein stukkie van ons lewe nou, net hierdie klein stukkie, teenoor die ewige lewe. Inteendeel, ek kan sê, as jy kom werk 1 minuut vir my hart, en kry swaar, dan gee ek vir die hele jaar af met jou salaris. Hoe klink dit nou? Klink nog beter. Die ewige lewe is nog groter as dit, teenoor die lewe wat ons nou het. Ek praat, julle weet, val julle met grys hare. Hoe vandag het die lewe gegaan? Ek doen nou dag getroue en die oom sê vir my, ek kan net nou die dag onthou, toe hy gebore was. Dis hoe vandag hierdie lewe gaan. Ons moet dankbaar wees, dat ons lewe begin eers, eindelik, wanneer ons sterf, of wanneer Jesus terugkom. As jy teenoor ewigheid dink, het jou lewe eintlik nog eers begin nie. Dit is net hoe groot dit is. Jesus beloof nêrens, ons gaan 'n maklike lewe hê nie. Hy beloof dit nie. Hy het beloof dat hy gaan saam met ons deur dit gaan. Hy beloof nie, dit gaan maklik wees nie. Want, as dit maklik was, dan sou ons alles gekry het wat ons wil hê. En ek nou as 'n pa weet, dis nie 'n goeie ding, dat my seentjie nou alles kry wat hy wil hê nie. Want dit sal nie goed vir hom wees nie. En dit is presies so met ons ook. Alhoewel God vir ons goeie goed gee, ons kan hom nie aanbid, net vir wat hy vir ons wil gee nie. Want hy het klaar gegee. Ons aanbid nie Jesus vir wat hy vir ons kan gee nie, maar vir wie hy is, en vir wat hy klaar vir ons gedoen het. Dis hoekom ons Jesus aanbid. Vir wat hy klaar vir ons gedoen het. Al die ander goed wat hy vir ons gee, soos ek sê, is net 'n bonus bo op ons lewe. En ek het myself in hierdie situasie ook al bevind. Jy glo meer in Jesus, hoe meer hy vir jou gee. Jy dink, hoe meer God my bless, hoe meer lief het hy my. En ons almal kom op daai stadium van, die Here is goed vir my. Dankie. En die oomblik, wanneer jy minder kry, dan dink jy, God het jou minder lief. En dis 'n absolute leuen van die duiwel af. Ja, God het jou nie so lief nie. Want jy doen seker te veel sonde. Dis hoekom jy so min kry. Het jy daai stem al gehoor in jou kop? Ek het al daai stem gehoor. God kom nie vir jou deur nie, want jy is miskien nie een van sy favorites nie. Jy is een van sy gunstelinge nie. Nou volgende vir sê, dis 'n leuen uit die hel uit daai. Dit is nie so nie. God sê hierso, hy het almal ewe lief. Baie mense kom kerk toe, het ek nou al gesien. Maar nee, dis nie een van julle nie. Dis nie een van julle nie. Dis nie een van julle nie. Baie mense kom kerk toe. En hulle dink hoe meer hulle kerk gaan, hoe groter is die kans dat God vir hulle gaan gee wat hulle wil hê. En ek het dit regtig al gesien. En wanneer God nie in daai gegeewe tyd vir hulle deurkom nie, Here, ek het nou 6 maande aan een kerk gegaan, en God kom nie vir hulle deur nie, dan sien ek hierdie mense skielik, hulle draai eerstens weg van God af, en dan van hulle kerk af, wat hulle gesê het, hulle is deel van. Jy kan nie God manipuleer nie. En ek weet, vas en bid, dit werk. Ek weet. Maar ek vas en bid nie om God te manipuleer nie. Here, ek is nou 4 dae sonder kos. Sien jy dit? Sien so jy gaan nou vir my gee daai mooi groot kar as ek nou bid en nog 'n dag langer vas. Jy kan nie God manipuleer nie. Ons kom kerk toe en ons aanbid God vir wat hy klaar gedoen het. Hy het klaar vir ons ewige lewe gegee. Hy gee die kans om jou naam in die boek van die lewe te kry. Hy het dit klaar gedoen. Dis kom ons kerk gaan. Dis Here, dankie dat U my gered het.
En mag U nog al die ander red wat ook in ons kerk instap. Ek het 'n ryk vriend, en hy vertel een keer hierdie, dit is eintlik 'n baie hartseer storie. Hy sê vir my, weet jy, hy sê vir my, vriend, weet jy wat, ek het altyd so baie vriende, maar sodra hulle agterkom, ek gaan nie vir hulle iets gee nie, of iets vir hulle sponsor nie, dan raak hulle ook eintlik maar net weg. En ek dink toe, ek het hier al in die kerk gesien gebeur, hoe mense kom kerk toe, Here, sien ek kom kerk toe, ek bring nou my deel, so nou moet U vir my ook gee wat ek wil hê. En ons kan nie God manipuleer nie. Net soos daai vriende, hierdie vriend vir my nie kon manipuleer nie. Ons jaartema is, ontdek jou plek. Ontdek jou plek in Jesus, wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. Hy het iets amazings vir ons gedoen. En dit is iets om voor dankbaar te wees. Jesus het nie favorites nie. Dus hoe weet ek dit? Nou volgens sê, Jesus het nie favorites nie. Ek is nie een van sy favorites, en jy nie. Die pastoor is nie sy favorite nie. Die band is nie sy favorite nie. Daar is nie so iets nie. Ek wil gou vir julle 'n video speel vir oggend. Julle kan hom vir my speel asseblief. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7, count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. He just took it and said, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Forgive them. Could you forgive somebody that's putting nails in your hands and you know you didn't deserve it? Then look at the death he died. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone. And then, on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. What did he mean? He meant your plan of salvation was finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Because you see, God knows every one of you by name. He has the hairs of your head numbered.
En dit is wat ons God vir ons gedoen het. Ek wil julle net remind vanoggend vir wat het hy vir ons gedoen. Hy het klaar vir ons gegee. En ons kan baie keer so ondankbaar raak, Here. Hoekom kry ek nie die nie? Hoekom kry ek nie die nie? Hoekom hulle en nie ek nie? Hoekom? Ek dink baie keer ons vergeet net van die gospel, van die kruis. Jesus het klaar gegee en ons kan dankbaar wees vir dit. Ek wil vir julle lees Johannes 3, 16 tot 18. God is lief vir die mense. Hy is lief vir jou, hy is lief vir jou, en hy is lief vir jou. Al het jy sonde, draai na hom toe dan. As jy voel vanoggend, ek het te veel sonde, Here, dis seker hoekom U nie deurkom vir my gebede nie. Daar is vergifnis vir jou sonde. Pastor Leon sê dit altyd, vergifnis is verniet van Jesus af, maar dit is nie outomaties nie. Jy moet na God toe draai. Jy moet na hom toe gaan, weer en weer en weer. God is lief vir die mense, daarom het hy sy seun gegee. Daar is niemand soos die seun nie. Elkeen wat aan hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. God het sy seun na die mense toe gestuur, maar nie om die mense te straf nie. Nee, God het hom gestuur om hulle te red. Niemand anders is soos die seun nie. Niemand anders is soos Jesus nie. As iemand in die seun glo, dan straf God hom nie. Maar God straf elkeen wat nie in die seun glo nie. Jesus is deur die om jou 'n keuse te gee vanoggend, dat hy jou kan red. Dink dit gou is die. Jesus gaan deur die, en hy weet nie eers of die mense hom gaan kies nie. Hy weet dit nie eers nie. Dat hy gee vir jou 'n vrye wil en 'n vrye keuse vanoggend. En dis wat jy het. Jy kan vanoggend kies dat Jesus jou red en jou naam in die boek van die lewe skryf. My titel was, het God favorites? Ons het eers gesê, nee, hy het nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, ja, hy het. Want jy is sy favorite, en jy is sy favorite, en jy is sy favorite, en jy is sy favorite. Hy het individueel vir jou dood gegaan. Ek kry een keer hierdie prentjie in my kop, dat as jy die enigste mens was, wat al ooit gemaak is, net jy, dink ek Jesus sal nog steeds vir jou gesterf het. Hy het vir die mensdom gesterf, maar hy het vir jou individueel, het hy daai gevat. Want daai is wat ons verdien. Elke een van ons verdien daai. Elke een van ons verdien dit, om so geslaan te word, en gekruisig te word. En Jesus sê, nee, ek sal dit vir my kind vat. Ek sal dit vat. Gee dit vir my, ek sal dit vat. Jy kan vanoggend na Jesus toe gaan en sê, Here, ek ken U nie, ek weet nie wat hierdie mense van praat, van die bloed van Jesus en die kruis nie. Ek weet nie. En vanoggend vir jou sê, Jesus dit nou, jy kan Jesus nou aanvaar. Of jy het bietjie die pad byste gegaan, want jy vanoggend ook 'n keuse om terug te draai na Jesus toe. En vir ons wat die Here nou al lank dien, nou kan jy hom nog meer kies deur die week ook. En nie net op 'n Sondag nie. Sê Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Dankie dat U my gered het. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat ons kerk tot bekering sal kom. Almal wat in daai deure instap, tot bekering sal kom, Here. Om te besef, dit is klaar. Jesus het klaar gegee. Ek hoef nie hierdie skaamte, hierdie skuldige gevoel te dra nie. Ek hoef nie hierdie sonde te dra nie. Ek kan by Jesus se voete gaan sit. Ek bid, Here, dat ons kerk weer na U toe sal draai. Nie na die wêreld toe nie, en hoeveel ons uit hierdie wêreld uit kan kry nie. Want ons na U toe sal draai. Want dit is waar ons hoop vandaan kom. Want dit is die enigste manier hoe ons by die Vader kan uitkom, is deur Jesus. Ek bid, Here, dat ons kerk, almal wat hier sit vanoggend, meer tyd in U woord sal spandeer. Dat ons Jesus meer lief kan hê. Nie om minder sleg te doen of meer goed te doen nie, om Jesus meer lief te hê. Ons tyd in U woord sal spandeer. Ek bid dat ons meer tyd sal maak vir die mense in ons kerk,
vir die persoon wat langs jou sit, meer tyd saam met Jesus sal spandeer om te sê, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Here, ons kerk sê vanoggend, as 'n gemeente, dankie vir die kruis. Dankie vir wat U vir ons gedoen het, en dankie dat U ons kom red het. Dankie dat ons naam in die boek van die lewe staan. Ons sê dankie vir dit in Jesus naam. Amen.